Reg, hallo daar en baie welkom. Het jy al ooit vir 'n oomblik gestop en gewonder, nadat jou bloed al hulle suurstof afgelewer het, wat dan? Vandag kyk ons 'n bietjie dieper na die onbesonge helde van jou liggaam, daardie stelsels wat sorg dat alles weer terugkom waar dit moet wees. Ons praat van die veneuse en limfatiese stelsels, 'n ongelooflike netwerk wat jou sirkulasiestorie voltooi. En dis presies die vraag, nê? Ons hoor altyd hoe die hart bloed uitpomp, maar daai terugreis, wel, dis net so kompleks en om die waarheid te sê, absoluut lewensbelangrik. So, kom ons gaan kyk 'n bietjie na daardie verborgde helfte van die storie. So, hoe presies werk hierdie terugreis? Wel, daar is twee hoofrolspelers wat die werk doen: die veneuse stelsel en die limfatiese stelsel. En al werk hulle nou saam, het elkeen 'n baie spesifieke en kritiese rol om te speel. Om dit eenvoudig te stel, dis 'n spanpoging. Dink aan die veneuse stelsel as die hoofpaaie, die groot snelweë wat die meeste van die bloed terug na die hart vervoer. Die limfatiese stelsel, dis meer soos die munisipaliteit se skoonmaakdiens wat langs die paaie werk en al die oortollige vloeistof en gemors uit jou weefsels opruim. Goed, maar hoe lyk hierdie stelsels nou eintlik? Kom ons gebruik 'n ander beeld. Jou liggaam se eie loodgieters werk, veral in jou bene, want dis nou waar swaartekrag hierdie hele terugvloeiproses 'n regte uitdaging maak. En hier kan jy dit perfek sien. Daar's twee parallelle stelsels. Daai diep are wat lekker diep binne in jou spiere lê, dis die N1 hoofwye. Hulle doen die groot werk en karwei die meeste van die bloed vinnig terug. En dan het jy die oppervlakkige are, net onder die vel. Dink aan hulle as die skilderagtige B-paaie wat bloed van die oppervlak optel en dit dan in die hoofweg invoer. Maar wat gebeur as daar 'n massiewe ongeluk op een van hierdie besige N1 hoofwee is? In jou liggaam is daardie ongeluk 'n bloedklont en dit skep 'n ernstige en potensieel gevaarlike verkeersknoop. Dokters het natuurlik 'n naam hiervoor, diepvenese trombose of sommer net DVT, en dis presies wat dit klink soos. 'n Klont wat een van daai diep hoofwegare blokkeer en 'n gevaarlike verkeersophoping veroorsaak. So, hoe weet jy as daar so 'n verkeersknoop is? Jou liggaam stuur nogal duidelike seine. Swelling in net een been is 'n groot rooi vlag. Die pyn is gewoonlik 'n dowwe, seer gevoel, 'n gevoel van volheid wat erger word as jy staan of loop, maar beter voel as jy jou been oplig. Dis die klassieke tekens wat sê, hallo, hier's dalk 'n blokkasie wat aandag nodig het. Nou, dis nogal interessant hoe dokters hieroor dink. Hulle gebruik 'n puntestelsel soos hierdie, die Wells-kriteria, om die risiko te bepaal. Deur punte op te tel vir goed soos onlangse chirurgie of ander toestande, kan hulle vinnige idee kry van hoe waarskynlik 'n DVT is. Maar hier's die ding wat jou dalk gaan verras. Selfs al het jy al die klassieke simptome, is daar 'n 50-50 kans dat dit eintlik iets heeltemal anders is. En dit wys net hoe ongelooflik belangrik 'n deeglike mediese ondersoek is om seker te maak wat regtig aangaan. En hier is nog 'n fascinerende stukkie inligting. Jou linkerbeen is van nature meer geneig tot hierdie tipe blokkasies. Hoekom? Dis eintlik pure anatomie. Die hoofaar van die linkerbeen word effens deur 'n groot slagaar saamgedruk, net daar waar hulle in die bekken kruis. Daai klein drukpunt maak dit net 'n bietjie moeiliker vir die bloed om te vloei. Reg, so dis die een probleem, 'n vatblokkasie. Maar sê nou die probleem is nie 'n verkeersknoop nie. Wat as dit die stelsel se eenrigting hekke is wat begin val? Dis 'n toestand wat ons veneuse ontoereikendheid noem. En dis die hoofoorsaak van iets wat ons almal ken, spatare. Dit gebeur wanneer daai klein kleppies in jou are, wat veronderstel is om die bloed net een rigting te laat vloei, opwaarts, swak word en begin lek. Dan wen swaartekrag en die bloed dam afwaarts op. Dis eintlik 'n baie eenvoudige proses as jy daaraan dink. Kyk, elke keer as jou kuitspiere saamtrek, druk hulle bloed op. 'n Gesonde klap dan dadelik toe om te keer dat daai bloed weer afsak. Maar as daai klep nie meer mooi seël nie, lek die bloed terug. Die druk bou op en dis dan wanneer jy daai aar sien uitbult. En dis belangrik om te weet, die tipe ongemak hier is heeltemal anders as met 'n DVT. Dis nie daai akute pyn nie. Vir spatare is dit meer 'n chroniese, dowwe, seer gevoel wat erger word soos die dag aanstap, veral as jy lank op jou voete is. Die swelling is gewoonlik ook baie ligter. Goed, kom ons kyk na die derde moontlike skuldige. Dis nie die hoofweg wat geblok is nie, en dis ook nie die hekke wat lek nie.
Hierdie keer is dit die padlangse dreiningsstelsel wat verstop is, daai limfatiese stelsel waaroor ons gepraat het. Die toestand word limfedeem genoem en dis letterlik soos 'n verstopte drein in jou liggaam. Omdat die oortollige vloeistof nie uit die weefsel verwyder kan word nie, begin dit ophoop en dit lei tot 'n baie spesifieke tipe swelling. So, hoe weet 'n dokter of die swelling van 'n aar of 'n dreineringsstelsel kom? Wel, daar's 'n paar duidelike leidrade. Venese swelling, die een van die aarprobleem, word gewoonlik beter as jy jou been oplig. Swaartekrag word mos verwyder. Maar limfedeem, daai dreineringsprobleem los nie sommer op as jy jou been oplig nie. En nog 'n groot leidraad, dit begin baie keer by die tone. En hierdie is 'n briljante, eenvoudige toets. Dis die stemmerteken. As die vel bo op jou tweede toon so dik en geswel is dat jy dit nie kan optel en knyp nie, wel dis 'n baie sterk teken dat jou limfatiese dreineringsstelsel iewers verstop is. So, met al hierdie moontlikhede, 'n blokkasie, 'n lek, 'n verstopte drein, hoe op dese aarde vind 'n dokter uit presies wat die probleem is? Hulle word basies speerders. Dit begin alles by die belangrikste ding om na die pasiënt te luister en die regte vrae te vra. Deur al daai klein leidrade bymekaar te sit, kan 'n dokter die moontlikhede een vir een uitskakel totdat hulle by die regte antwoord uitkom. En daai leidrade kan op die vreemdste plekke opduik, selfs op jou vel. Kyk gou hierna. Die presiese ligging en pynvlak van 'n velseer kan jou soveel vertel. 'n Seer naby die enkel met net ligte pyn, dit skreeu venese probleem. Maar 'n seer op die tone wat verskriklik pynlik is, dit wys weer na probleme met die bloedtoevoer, die arteriële stelsel. En hierdie sin uit ons bronmateriaal som dit perfek op. As ons die stelsels verstaan, kan ons die probleme logies benader. Maar op die ou end gaan dit nie net daaroor om die mediese probleem te identifiseer nie. Dit gaan daarom om te verstaan hoe daai probleem jou, die pasiënt se daaglikse lewe beïnvloed. So die laaste gedagte wat ek by jou wil los is dit. Jou liggaam praat die heeltyd met jou. Dit stuur seine. En om te verstaan wat 'n bietjie pyn of swelling in jou bene dalk kan beteken, is die heel eerste stap om hierdie kritieke interne hoofweë van jou in 'n goeie toestand te hou. Die vraag is net, luister jy?